Hi graad 12, kom ons kyk na aktiwiteit 3, bankversoening van die Weskaapse studiepakket. Dis die volgende inligting uit betrekking op Tandeka handelaars vir Mei 2019. So ons moet Mei maand se bankversoening doen. Dan sê hulle vir ons bereken die korrekte bankrekeningssaldo. Dis punt nommer 1 wat mens moet doen. En mens moet ook aandui of dit 'n gunstige of ongunstige saldo is en dan moet jy die bankversoeningsstaat doen. En dan is daar interne beheer vraagie waarby ek ook sal uitkom. Goed, inligting A. Voordat die bankstaat ontvang is, het die bankrekening op die 31ste Mei 2019 'n gunstige saldo van 19.400 getoon. OK, so dis jou beginsaldo vir die bankrekening. So hierso by voorlopige banksaldo moet ons vir 19.400 insit. OK. Volgende gee hulle vir jou 'n uittreksel uit die bankversoeningsstaat op 30 April 2019. Met ander woorde, dit is verlede maand se bankversoeningsstaat en dan by inligting C gee hulle vir jou dan nou die maand se items. OK, kom ons begin op 'n punt. Deel eers die uitstaande deposito gedateer die 23ste April 2019. So dit is omtrent so 'n maand terug se deposito. Ja, wat nog nie gereflekteer het op die bankstaat die vorige keer nie. So hy het hier toe nou aangeteken in die bankversoeningsstaat totdat hy mos nou afgehandel is. Goed, ons sal nou kyk of ons nog inligting oor hom in die hande kan kry. Dan uitstaande betalings, EFO elektroniese fondsoordrag 15.400, dis maar al wat hulle sê. En dan EFO nommer 705 is gedateer vir die 30ste Junie 2019. Nou Junie moet nog kom. Ons is nou in Mei. So Junie kom nog. So hy gaan 10/1 nog bietjie op jou bankstaat nog wees, want Junie moet nog plaasvind. So dit sal nog nie op jou April 1 gewees het, dit sou nog nie op die Mei 1 verskyn het nie op die bankstaat, want Junie is nog in die toekoms. Ja. Kom ons kyk gou. Let wel, die EFO betaling van 15.400 verskyn op my bankstaat. Great, so daai ene en daai ene, ek trek hulle nou maar dood, want ek kan hulle nou nie afmerk nie, maar hulle twee kan ons afmerk. Dit verskyn op die bankstaat. Die volgende een, die uitstaande deposito van 31.560 verskyn nie in die Mei bankstaat. Na 'n ondersoek toon dat dit kontant is wat deur 'n debiteur betaal is en nooit gedeponeer is nie. Die bedrag moet jy nou maar afskryf. OK, so dit was geld wat 'n debiteur by jou besigheid kom betaal het en daai geld was net nooit by die bank gaan inbetaal nie. So nou moet hy afgeskryf word. Nou dit was in die KOJ aangeteken want dit was geld wat jy gekry het, maar nou moet ons hom in die KBJ afskryf. So, hulle gee nou net vir jou bankrekening saldo. So, enige KOJ bedrag gaan jy bytel en enige KBJ bedrag gaan jy aftrek. So, hierdie een gaan ek nou aftrek. OK. En dan gaan ek hierso maar net skryf, dit is, ja, afskryf van deposito of afskryf van kontant of ja, enigiets in daai lyn. Die bewoording is nie so heeltemal hulle is nie so erg op dit as 'n mens dit merk nie. Daar moet daarom net bewoording wees, dit moet nie leeg wees nie, maar ja, iets in daai lyn wat maar net 'n beskrywing is. Goed, die volgende items moet ook in berekening gebring word. Items wat in die Mei bankstaat verskyn, maar nie in die joernale nie. OK, so waar is die fout? Die fout lê in die joernale, dit verskyn nie daar nie. So ons moet dit daar insit. So bankkoste R1060. Nou bankkoste gaan ons geld minder maak of ons bankrekening. So ons gaan nou hier ook 'n minus. OK.
Volgende een, 'n deposito van R4.500 deur 'n ander onderneming gemaak. Die bank sal hierdie fout in Junie 2019 regstel. So wie het nou die fout gemaak? Hier staan mooi. Die bank het die fout gemaak. So dit was 'n deposito wat gemaak was, maar nie deur ons nie, deur iemand anders. So hulle moet hom regmaak, so ons gaan hom op die bankversoeningsstaat inskryf. Okay, so hou hom net eers op ys. Kom ek maak hom sommer in 'n ander kleur, dat ek weet ons moet nog hom hanteer. Daai een moet ons ook nog hanteer, dat ek hom ook sommer in die ander kleur maak. Dan rente op begunstige saldo, jippie, ons kry geld. So hier kan jy maar net skryf rente op lopende rekening. En dan was die bedrag plus 313. Dit is 'n positiewe bedrag daarom. Kom net so 'n bietjie is hy. Lees nog. Items wat in die joernale verskyn, maar nie op die bank staat nie. So daar's 'n uitstaande deposito. Okay. Ons maak hom nou net weer. So hy moet op die bank staan, daai bank staat, so kom ek hulle so oranje maak, en dan hierdie EFO ook. Goed. Dan, laaste enetjie, ek gaan nou die bank staat doen. Die laaste een is 'n EFO betaling het korrek as 5,768 in die bankstaat verskyn. So die bankstaat was daarom korrek. Okay. So ek wil nou amper eintlik om sommer weer blou maak. So die bankstaat was korrek, maar die kontantjoernaal het soveel gewys. Nou dit was 'n betaling gewees en ek het te veel dan nou ingeskryf vir die betaling. Hoeveel te veel? R900 te veel. Het ek 'n betaling. Nou 'n betaling word gewoonlik met 'n minus aangedui, né? So nou moet ek dit weer terugtel. En 'n mens sal maar sê jou beskrywing sal iets wees soos regstelling van EFO. Iets soos dit. Iets in daai lyn. Okay. Goed. Nou het ons daar die bankrekening gedoen. Ons is deur alles hierso. Ons moet nog die bankversoeningsstaat doen, maar kom ons tel gou hier op. Stel gou op om ons nuwe bankrekening saldo te kry. En dit gee vir my, nee, het ek nou reg ingetik, ek net gou. Kom ons volg daai weg. Jy begin met jou 19.400 bo. So is 'n negatief 12.007. Okay, en nou het hulle mos hier ook gevra, ons moet sê of dit gunstig of ongunstig is. So dis ongunstig, is negatief. Okay. En dan begin ons met ons bankversoeningsstaat. Nou ons bankversoeningsstaat begin altyd bo aan met saldo soos per bankstaat. En hy eindig altyd met saldo volgens bankrekening. En daar kan ek skryf ook gewoonlik eintlik saldo volgens bankstaat. Dan is dit gewoonlik krediteer uitstaande depositos. En dan debiteer. Daar kan meer as een deposito ook wees natuurlik, maar gewoonlik is daar net een. En dan debiteer uitstaande EFO's. En dan skryf mens mos nou hulle nommers hierso. En ons gewoonlik so 2 of 3, of miskien 1, wie weet. En dan weet ek, het ek gelees van 'n fout ook. So daar's definitief 'n fout wat ons hier gaan inskryf. Goed, nou julle sal sien hier's 3 kolomme. Party skole of provinsies gebruik die 1 kolom metode, maar ons gebruik die debit en die kredietkant. Ek het nêrens 'n saldo volgens bankstaat raak gelees, so ek gewoonlik is dit die balanserende syfer. Die saldo volgens bankrekening, ek begin nou sommer met hom want hy is hier bo, minus 12.007.
So dan is dit 'n krediet. Onthou hierdie volgens bankrekening is uit ons oë uit. Okay, so by ons in 'n bankrekening, 'n fisiese T-rekening, sal hierdie saldo aan die kredietkant staan. Goed, dan krediteer uitstaande deposito. Ek het hom hier gelees 21343. Dan uitstaande EFO's, so ons het hom nou behandel daarin, as ek hom so kan ek hom doortrek. Of ek al sommer net sy kleur weg. Ons het hom behandel, dan daar's 'n EFO, maar hierbo was daar ook ons uitstaande EFO. So EFO nommer 705. Debiteer uitstaande EFO's. Ek sien ek het daai deposito aan die verkeerde kant geskryf, ek gaan hom nou regmaak. 9450 is daai bedrag. Sorry julle, daai een moet mos daar staan krediteer uitstaande deposito. Hy moet aan die kredietkant wees. Skuif hom daai kant toe. Okay. En dan die ander deposito nommer 797 van 14350. Omdat ek nie met Word werk hier, die is nou moeilik. Daai moet ook daar afskuif, ek het hom. Is ek goed. Dan is hom ons 'n fout gewees, ek het hom ook in oranje geonderstreep daarso. Die deposito van 4500 deur 'n ander onderneming gemaak. Die bank sal die fout regmaak. So hulle het vir ons geld inbetaal, so hulle het ons rekening gekrediteer. So nou moet ons dit net hier debiteer 4500. En dan skryf mens maar hierso regstelling van fout kan jy skryf, of jy kan skryf debiteer foutiewe krediteer, of foutiewe deposito, of enigiets in daai lyn. Ok, daai hoef nie 'n minus daar vooraan te hê nie. Goed, nou moet ons optel om ons bankstate kan uitwerk. Kom ons kyk gou, 21343 plus 12007 gee vir my 33000. Ja, dit is meer as daai debietkant, so 33350. En sien, ek gebruik nou glad nie die alternatiewe se kolom nie. Okay, want ons ignoreer hom net, dit is nie een wat jy gebruik nie. Okay, vat ons nou daai totaal minus die ander bedrae bo dit. En dit gee vir ons 5050 vir die bankstaat. Goed. Okay, en dan vraag 3.3. Kom ons gaan lees hom mooi volledig. Vraag 3.3 sê hulle volgens inligting B nommer 3 of verwys na dit, ons gaan nou verwys na dit. Hulle sê noem 2 interne beheermaatreëls wat die onderneming kan gebruik om te verseker dat dit nie weer in die toekoms sal gebeur nie. So kom ons gaan kyk gou by B nommer 3. Hier is nie eers 'n B nommer 3 nie, seker maar B nommer 2, seker maar die een van die uitstaande deposito. Okay, so die uitstaande deposito van 31560 verskyn nie in die Mei bankstaat nie. 'n Ondersoek toon dat dit geld was wat deur 'n debiteer betaal is en nooit gedeponeer is nie. Die bedrag moet afgeskryf word. Nou, hoe kan ons so iets in die toekoms hoe kan ons voorkom dat dit weer gebeur? So eerste ding wat jy kan doen is moedig jou debiteure aan om EFO's te maak, om dit eerder elektronies in te betaal, in plaas van om die geld na die besigheid toe te bring. So vra vir hulle moet asseblief dit eerder in die bankrekening inbetaal. So dis een ding wat mens kan doen. 'n tweede ding wat mens kan doen is natuurlik verdeel van pligte, maar jy weet mos, jy moet hier uitbrei, die persoon wat die geld ontvang, moenie
dit gaan inbetaal ook nie. Miskien het die persoon mos nou weggeloop met die geld, so gee vir iemand anders om dit te gaan inbetaal by die bank. So verdeel die pligte. Okay, nog iets wat mens kan doen is, as mens mos nou vir debiteure vra om EFO's te maak, maar ook self die persoon wat die geld moet gaan inbetaal, vra vir die bank om kennisgewings per SMS of selfs e-pos te stuur. So jy moet 'n kennisgewing kry van transaksies wat inbetaal is. En nog iets wat jy kan doen, sê nou maar die persoon het nou gaan inbetaal, die geld gehad en gaan inbetaal by die bank, maar hy was dalk nou langs die pad beroof of sulke tipe goeders wat dalk ook kan gebeur. So kry sekuriteit om persoon wat inbetaal te vergesel. Of stuur hulle twee saam, stuur persone twee saam om te gaan inbetaal, of ewen vra sekuriteitsmaatskappy om die inbetaling te gaan doen. So ja, dit is so of min of meer wat jy kan doen. Daar mag dalk nou nog goed wees, maar dit is so of min of meer wat mens kan doen. En mens kry 2 punte per ding wat jy sê, as jy mooi uitbrei. As jy wel net verdeling van pligte gaan sê, dan gaan jy miskien net 1 punt daarvoor kry, of dalk niks. Jy moet ongelukkig by hom uitbrei, jy kan nie net sê verdeling van pligte nie. Ok, graad 12's, dit is dan nou aktiwiteit 3.